Wat 'n voorreg is dit om vanoggend te begin saam met jou uit die woord van God uit. Om te kan weet, ons neem hierdie oggend die woord op van die Here, wat soos 'n swaard in ons hande kan wees. Ons het gister daarna gekyk dat ons klere altyd wit moet wees. Ons het ook gesien, hoekom ons praat van die wit. Ons het gesien dat as die 7 geeste van God op ons is, soos wat dit op Jesus was dit nie net Jesus se klere wat wit geword het op die berg van verheerliking nie, maar die woord van God sê, sy voorkoms het wit geword. So ons is bewus daarvan, hoekom ons wit raak in voorkoms, in gees. En nou sal jy ook verstaan dat die rooi waarvan ons vanoggend gaan praat, die bloed van die lam is, wat op my is as bruid van God, wat my uitnemend maak vir my bruidegom Jesus. Hooglied 5 vers 10 sê, my beminde is skitterend, wit en rooi. Rooi dui op daardie glorie, uitnemender as 10.000. Nou as ons lewe op die fondasie gebou is, wie Jesus Christus is. As ons vanoggend staan op daardie rots wat Jesus is, dan is dit al plek in ons lewe wat dit nie wankelbaar is nie. Al die ander plekke is onwankelbaar, al die ander plekke is onseker. Al die plekke is nie gewaarborg dat dit môre nog sal wees nie. Maar wanneer ons Jesus as fondasie het, sal ons soos 'n koringkorrel in die grond kon val, toe ons wedergebore is, en daar kon ons gesterf het as ou mens, en dan het daar 'n oes opgekom, en nou gaan jy verstaan wat die woord sê, wat dit beteken, dat die oes gereed is, wit is. Johannes 4 vers 35 sê ons nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. Hoekom sê die Here vir ons, slaan jou oë op? As jy eintlik mos na 'n oesland kyk, dan kyk jy af. Met ander woorde, hy praat van 'n dimensie daar, dat hy nie praat net van 'n gewone oesland op hierdie aarde nie, maar die oesland wat hy in gees aanskou. Weer sien ons die goud, daar die loutering, dat Jesus se kruisdood myne word, deur die vuur van God se gees. Dan sal ek daar die wit klere kan aantrek, en sal niks van die ou mens meer gesien word in gees nie. En hier praat ek van in gees, want in vlees weet jy juist nog met die ou mens, wanneer 'n kar voor jou ingedraai het vanoggend, wanneer dinge nie lekker uitgewerk het nie, of wanneer ongeduld sommer vroegoggend al saam met jou opgestaan het uit die bed uit, dan weet jy jy's nog die ou mens. Maar hier praat God van, hoe lyk jou gees mens? Wat het al daar verander? Dat daar die salwing op jou oë kan wees, sodat jy kan begin sien, die onsienlike, en dan kan jy roep, wat nie is nie, asof het is. Ek dink vanoggend daaraan, Matteus 20, hoe Jesus daar die blindes genader het. En toe hy by hulle gekom het, toe vra hy vir hulle, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? En die vraag is, as Jesus nou by jou sou instap, hoe lyk jy as oes? Glo jy regtig, dat jy hierdie beminde is van hom, skitterend, wit en rooi, en dat jy uitnemend is, meer as 10.000 vir hom? En as jy dit glo, dan sal jy ook weet, nadat jy hom aanbid het, nadat jy hom geloof het, hom geprys het vir sy grootheid, nadat jy gaan stil staan het by hoe groot die Here werklik is, sal jy na hom toe kan kom vanoggend, en jy sal van hom kan vra, dalk 1 vraag, dalk 3, dalk 30. Ek weet nie wat jou vraag is nie, maar ek weet vanoggend, dat elkeen se vraag verskil. En ook van sy kant af, wat hy vir jou wil sê vanoggend, wat sy antwoord is in Openbaring 3 vers 18. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is,
sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en om salf van jou oë te salf, sodat jy kan sien. Dis wat die Here vir jou vanoggend sê, want in hierdie vraag wat ons die Here sou vra vanoggend, kan ek jou 'n brief gee, dat die meeste van ons sou eers 'n bekommernis gerig het van finansies, van finansiële dinge, van materialistiese dinge. Ons sou vanoggend na hom toe gekom het rou eerlik, en dalk vir hom gesê het, Here, my motorkar het weer gebreek. Ons sou vanoggend na hom toe gekom het en gesê, Here, my gesondheid is nie wat dit moet wees nie. Ons as ouers sou vanoggend na die Here toe gegaan het en met 'n versigtiging uitgeroep het vir ons kinders. Kinders sou dalk na die Here toe gegaan het oor hulle ouers. Kleinkinders sou na die Here toe gegaan het oor wat hulle in sport wil bereik, wat hulle skooldag is. So het elkeen van ons vandag iets anders wat ons vir die Here sou gevra het. En hier kom hy en hy sê, iets wat ons by hom moet koop, sodat ons kan ryk word. Ons moet goud van hom koop. Ons moet daar die heerlikheid van hom ons in maak. Ons moet dit vat. Ons moet die wit klere vat. Ons moet regtig vat wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Daar die prys wat hy vir ons betaal het, sy bloed vir ons gevloei het, en daar die genesing wat ons kan kry, deur sy wonde, sodat die naaktheid, wat die skande van ons is, nie geopenbaar word nie. Sodat ek en jy vanoggend weet, God kyk na ons, deur die bloed van die lam, en dan sê hy om salf in jou oë te salf, sodat jy kan sien. Wat wil die Here hê vanoggend, dat ek en jy moet kan sien? Ons moet kan sien, hoe wit en rooi in die geestesrealm lyk. Die wit klere wat hy my aantrek, daar die bruilofskleed wat ek reeds aan het, en daar die rooi, sy bloed, wat sy bloed werklik vir my gedoen het. Vader, so baie dankie, dat ons vanoggend mag bid. Vader, dankie dat ons met 'n lewende God kan praat. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Met die God kan praat waaroor die hele Bybel gaan. Dankie dat U gesê het in die woord, ons kan vra in die naam van Jesus, en ons sal ontvang, en ons moet glo dat U 'n beloner is van die wat U soek. Dankie Here, dat Heilige Gees binnekant in ons is, om ons te kan help, om met ons hele hart te vertrou, dat U woord die waarheid is, en dat U wil hê, ons moet bid, en ons moet vra, en ons moet in geloof bly vas staan, in die wit klere wat U ons gegee het, en hoe U ons gewas het, in die Seun se bloed. Amen.